Dag sê, dit is sommer lekker om so saam te wees weer hier op die internet. Hoe lig is ons lewe? So dis die vraag wat ons nie baie vra nie. Of jou lewe lig is, sê Jesus, hang af van jou oog. Die orgaan van sig bepaal of jou lewe lig is. Nou, kom ons lees wat leer Jesus vir ons. Kom ons kry ook net 'n klein stukkie konteks. Jesus dryf 'n bose gees uit en dan sê die mense, dit is met die hulp van 'n Beelzebul wat hy dit uitdryf. En dan lees ons, wie hulle nie by my skaar nie, is teen my, en wie nie saam met my bymekaar maak nie, verstrooi. En dan praat hy met hulle oor ware geluk. En dan lees ons, terwyl hy dit sê, het 'n vrou in die skare haar stem verhef en hom teruggeroep. Gelukkig is die moederskoot wat u gedra het en die borste wat u gevoed het. Maar hy antwoord, ja, maar waarlik gelukkig is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou. So onthou net hierdie laaste gedeelte, ons kom terug daarna. En dan praat hy met hulle oor die teken van Jona. En toe die skare om hom saamdrom, het Jesus met hulle begin praat. Hierdie geslag is 'n slegte geslag. Hulle vra 'n teken, maar geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Net soos Jona vir die mense van Ninive 'n teken was, so sal die seun van die mens 'n teken wees vir hierdie geslag. En die koningin van die suide sal in oordeel saam met die mense van hierdie geslag opgewek word en hulle veroordeel. Want sy het van die eindes van die aarde gekom om die wysheid van Salomo aan te hoor, en waarlik wat hier is groter as Salomo. Die mense van Ninive sal in die oordeel saam met hierdie geslag opstaan en dit veroordeel, omdat hulle op grond van die prediking van Jona tot bekering gekom het. Waarlik wat hier is groter as Jona. Hulle vra 'n teken, en duidelik wys Jesus hulle, maar hy is meer as 'n teken. Hy is die seun van die mens. Jy sien, Jesus praat met mense wat hom nie sien nie. Hy is daar teenwoordig, maar hy herken hom nie as God nie. En dan kom ons by ons teks van vandag. Niemand steek 'n lamp op en plaas dit dan in 'n versteekte hoekie of onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstander, sodat die mense wat binnekom die lig kan sien. Die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog suiwer is jou hele liggaam ook verlig. Maar as dit boos is jou liggaam ook donker. Pas dus op dat die lig in jou nie duisternis is nie. As jou hele liggaam verlig is en daar nie 'n enkele donker plekkie is nie, sal dit heeltemal verlig wees, soos wanneer 'n lamp jou met sy strale verlig. Jesus begin deur te sê dat niemand 'n lamp aansteek en dit dan wegsteek nie. Dan sê hy, die oog is die lamp. Lig is bedoel om te skyn, om sigbaar te wees, en so ook is die evangelie bedoel om gehoor, gesien en geleef te word. Nou die lamp kan lig skyn of dit kan donker te skyn of uitstraal. Die lig of die lamp van die liggaam is die oog. Die oog is passief. Dit skep nie en kan nie die lig skep nie, en dit kan ook geen voorwerp vorm of transformeer nie. Dit is bloot 'n ontvanger wat na die innerlike bewussyn van die mens, 'n kanaal waardeur die sigbare dinge aan die verstand en die onsigbare gees gewys word. Die oog neem in. Nou wanneer jou oog goed is jou hele liggaam vol lig, lees die 83 vertaling. Die 2020 vertaling sê, as jou oog suiwer is jou hele liggaam ook verlig, maar as dit boos is jou liggaam ook donker. Nou wanneer jou oog goed of suiwer is, die Griekse woord vir goed is haplos, 'n byvoeglike naamwoord wat eintlik beteken gesond, helder, suiwer of vrygewig beteken. Die punt is dat as die oog goed of eerder gesond is, dan stroom die lig in sodat die hele liggaam met daai lig vervul is. Nou in Johannes sien jy die stryd tussen die goeie, die gesonde en die bose magte word grafies
uitgebeeld, soos die oorlog van die seuns van die lig en die seuns van die duisternis, wat die stryd tussen goed en kwaad, ook in terme van lig en duisternis voorstel. God is lig, hy het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle dade was boos, in Johannes 3. Nou die oog hier verwys na die geestelike visie, hoe jy na Jesus kyk. Jy sien hom raak vir wie hy is, of nie. In Johannes ken ons hoe Jesus ook begin. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die ware lig, wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie erken nie. En die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Ons weet hoekom dit donker is in die wêreld soms meer as ander tye. Dis wanneer mense nie Jesus sien vir wie hy is nie, en ook nie sy woord erken en aanvaar nie. Die vraag is nou nie oor die wêreld nie. Sien jy Jesus? Is jy oop om die waarheid te ontvang, of leef jy met 'n geslote hart? Kyk die aanmoediging vir ons. As jy met die lig gevul is, sonder donker hoeke, dan sal jou hele lewe stralend wees, soos 'n vloedlig, wat jou met lig vul. Die disipellewe, die navolglewe, die lewe saam met Jesus, word geleef in sy lig, in sy teenwoordigheid, en daarom straal jou lewe dan van integriteit. Is dit aantreklik en innemend, dan steek jy dit nie weg nie. Dis as jy in die teenwoordigheid is. Nou vir die boodskap vir daardie geslag, hulle het die lig verwerp. Al het hulle Jesus openlik onder hulle gewerk en gepreek, het by hom verwerp. Hulle oë was sleg, hulle was geblinddoek deur trots, deur tradisie, deur selfgeregtigheid. In die volgende gedeelte waarsku Jesus juis oor die uiterlike godsdiens. Die Fariseërs was soos mooi bekers gelyk aan die buitekant, maar hulle was vuil aan die binnekant. Hulle was godsdienstig, maar hulle harte was koud. Nou Jesus veroordeel juis hulle huichelarye, en hy spreek die godsdienstleiers aan wat ander mense weglei van die ware redding af. Hulle het die sleutels van kennis weggevat. Hulle wou nie ingaan nie en het ander ook eintlik verhinder. Nou die oog is 'n klein dingetjie, bederf baie keer die visie van die oog. Goethe het gesê, as jou oog nie sonnig was nie, hoe sou dit ooit die son kon sien? As jou siel dus nie godagtig was nie, hoe sou dit ooit God kan geniet? Niemand sou dwaas genoeg wees om te sê, ek het my eie oog, ek het nie die lig nodig nie. Die oog is heeltemal nutteloos sonder die lig. En so is die gees van die mens is heeltemal hulpeloos en magteloos om die dinge van God te onderskei sonder die openbaring van die gees van God. Is nie ingrypend wat hy gesê het nie. Die gesonde oog. Die gesonde oog is juis die een wat gesalf is met die hemelse oogsalf, soos ons in Openbaring 3 lees. Dit sien Jesus raak, dit soek Jesus, dit soek heeltyd die teenwoordigheid van God in elke situasie, want dit weet, hy is die woord en die waarheid. Om saam met hom te leef en te leef soos hy vra, is lewe. Die lewe is nou gekonsentreer, juis in hierdie ding wat ek doen. Ek vergeet van die dinge wat agter is, ek jaag na hom toe, hy is die doel. So 'n oog vul die hele liggaam met lig en dit word sigbaar in die hele lewe. Jy kan dit nie wegsteek nie. Dit word duidelik in jou optrede waar jy ook al is, want jy is saam met hom wat lewe gee. Maar die donker oog daarteenoor, die donker oog is die gekleurde lens van wat ander dinge in die lewe raak sien en ander dinge najag. Iemand wat nie Jesus aanvaar nie. Dit is ook sigbaar in hulle lewe. So hoe lig is ons lewe? Hier's 'n praktiese toepassing dalk vir vandag. Laat die lig van Jesus jou hart vul. Nou die vraag is jou geestelike oog gesond? Leef jy met 'n oop, ontvanklike hart vir God en vir sy woord?
Lees jy dit daagliks, God se woord, met 'n gebed, Here, wys my die waarheid, ook waar dit ongemaklik is. Die tweede een, wees opreg en nie godsdienstig nie. Moenie net godsdienstig wees vir die vertoon. 'n Gesonde oog het gewoonlik 'n vrygewige een beteken. 'n Slegte oog in daardie kultuur kon of 'n siek een of 'n suiwige een beteken. Baie mense het geglo dat lig uit die oog uitgestraal word, wat 'n mens in staat stel om te sien, eerder as die lig deur die oog toegelaat word. Hier lyk dit asof dit deur die oog toegelaat word. Jesus laat jou toe om lig te lewe. Luister wat sê vers 42. Maar wee julle fariseërs, want julle gee tiendes van kruisement en wynruit en allerhande soorte kruie, maar julle verwaarloos die reg en die liefde vir God. Hierdie dinge moes julle gedoen het sonder om die ander na te laat. Julle moet nie net vrygewig wees met julle tiendes nie, maar ook vrygewig om julle liefde te wys vir mense. Vrygewige liefde en te sien dat reg geskied. Dis wat die Here vra. Prakties, vra jouself af, hoekom doen ek wat ek doen vir God? Is dit uit liefde vir hom of vir goedkeuring vir mense? Die derde een, vrees God meer as mense. In Lukas 12 sê Jesus, moenie bang wees vir die mense wat net jou liggaam kan doodmaak nie. Wees eerder bewus van God wat oor jou siel regeer. Nou, moet nooit skaam wees by jou werk, by familie of vriende vir die lig wat jy lewe nie. As jy hom erken voor mense, sal hy jou erken voor engele. Nou Jesus se boodskap aan die skare is ook sy boodskap aan jou. Laat jou lewe vol lig wees, vol van sy teenwoordigheid. Leef nie in die geheime donkerte nie. Wees opreg, erken Christus. God het nie sy seun gestuur om net ons buitekant te verander nie. Hy wil ons harte reinig. Gee jou hele hart aan hom. Dan sal jy ook werklik skyn soos 'n lamp wat op 'n lampstander eers tot sy eer. Ek wil 'n gedig van Browning mee afsluit. Die aarde is vol hemel en elke gewone bos brand van God, maar net hy wat sien, trek sy skoene uit. Die res sit daaromheen en pluk swart bessies en smeer hul natuurlike gesigte onbewus meer en meer van dieselfde. Dit is so belangrik dat ek en jy die teenwoordigheid van God gaan raak sien. Want wanneer ek en jy God gaan raak sien, sy teenwoordigheid gaan raak sien en sy woord gaan erken, dis dan wanneer ek en jy vir God toegang gee in ons lewe, dat sy lig regtig my lewe kom verander. Dan word my lewe amper soos my oog soos die ontvanger van God. Ek erken, ek sien hom raak in alles. En dan is amper my lewe soos 'n projektor wat vir die wêreld kom wys en kom skyn, hoe ek optree, hoe ek leef, word dan sigbaar, hoe ek 'n pad saam met Jesus stap. My lewe skyn dan juis van die teenwoordigheid van God. Daarom is dit so belangrik hoe ek en jy kyk, hoe ons sien. En my gebed is dat jy regtig Jesus sal sien vir wie hy is, om aanvaar sy woord, en dat daai lig elke dag in jou lewe sal inskyn en jou lewe verander. Baie mense loop met daai gedagte, ja, maar ek moet my godsdienstige lewe ook so balanseer met die res van die lewe. Sjoe, dit is so gevaarlik. Want dan sê jy, maar ek wil stukkies van die lig sien, maar ek wil 'n klomp ander dinge van die wêreld sien en inneem en 'n plek in my lewe gee. Sien, as ek toelaat om Jesus te sien, as ek oral in sy teenwoordigheid stap en sy lig skyn heeltyd in my lewe, ja, kan ek 'n klomp dinge in die wêreld sien en kan dinge ervaar en beleef, maar dan werk Jesus se lig, sy teenwoordigheid skyn dan heeltyd op dit wat ek sien, dit wat ek ervaar. Dan beïnvloed dit wat ek ervaar en sien in die wêreld, nie my lewe, nie hoe ek optree en wat ek glo nie. Want dit word alles dan deur Christus beheer, want hy is die lig van my lewe. Ek bid so dat ek en jy, dat ons as gelowiges, dat ons gemeente so gevul sal wees dat deur Jesus se lig, dat ons regtig daai lig sal wees, wat straal en skyn, en die sigbare teenwoordigheid ook van Jesus sal uitstraal, deur op elke manier hoe ons leef.
Dis graag wat Christus wil hê. Mag dit so in my en jou lewe wees. Kom ons bid saam. Jesus, ons wil U sien. Ons wil U grootheid, U goedheid, U almag, U lig sien in ons lewe. Help ons om elke dag so in U teenwoordigheid te leef. Help ons elke dag so om U woord te lees in afhanklikheid, dat U vir ons, selfs as dit ongemaklik is, vir ons sal wys, waar is ons, wat aangaan in die wêreld, wat aangaan in ons lewe, sodat U lig ons lewe bepaal, ons geloof bepaal, en elke gedeelte in ons lewe bepaal, en dat ons dan daarvolgens leef, dat ons regtig sal skyn en sal leef vir U eer. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Mag jy 'n wonderlike week hê.